Dit blyk dat woorde belangrik is. 'n enkele woord kan mense gelukkig maak en 'n enkele woord kan hulle seer maak. Selfs tussen 'n man en 'n vrou kan 'n enkele woord hul gesigte laat blos of ophelder. Wanneer ek nuus sien van gesinne wat deur 'n enkele woord vernietig word, en nuus van probleme in woonbuurte of lande as gevolg van woorde, besef ek hoe werklik belangrik woorde in die lewe is. In 'n geloofslewe is woorde selfs belangriker. Volgens Genesis, vanaf die tyd van Adam, het Satan die dood met 'n enkele woord veroorsaak, terwyl God lewe gegee het deur sy woord wat die begin van hierdie geskiedenis merk. God is lig en julle is die kinders van die lig. As kinders van die lig moet julle genadig en heilig wees in al julle dade en die heerlikheid van God vertoon. Die Bybel sê om nie enige onheilsame woord uit ons monde te laat kom nie, maar slegs wat nuttig is om ander op te bou volgens hulle behoeftes, sodat dit diegene wat luister kan baat. Ons moet ons woorde noukeurig dophou en ons dade verneder, in plaas daarvan om ons eie begeertes in die duisternis na te jaag. 'n sagte antwoord keer woede weg, maar 'n krenkende woord laat toorn opvlam. Deur te weerhou van die gebruik van woorde wat ander uitlok en eerder woorde te kies wat respekteer, aanmoedig en vreugde bring, kan jy woede in ander ontlont. Ons moet nie net woorde spreek wat vir onsself vreugde bring nie, maar ook woorde wat vir die luisteraar vreugde bring. Wanneer ons ander se harte bly maak, sal hulle na die waarheid luister en die geloof van diegene wat swak is, kan groei. Om deur woorde seer gemaak te word is 'n groot kwessie in ons geloofslewe. As 'n mens weens kwetsende woorde ontmoedig word om kerk by te woon, terwyl jy probeer om hul geloof te handhaaf, is dit asof 'n enkele woord 'n siel laat vergaan het. Ons moet kan onderskei of ons woorde seermaak of vreugde sal bring. Is daar nie mense wat deur net 'n paar woorde gered is nie? Toe Jesus gekruisig is die rower wat vir hom gepraat het, dadelik gered deur die woord van God, die wetgewer. Deur dus genadig te praat, kan jy baie siele red. U is die koninklike priesterdom in die koninkryk van die hemel. As kinders van God, die koning van die konings, moet julle heilig wees in beide julle woorde en dade. Om eerbaar op hierdie aarde te wees, is daar baie dinge wat selfbeheersing vereis. Om alles te doen wat jy begeer, kan aanvanklik goed voel, maar op die ou end sal jy nie ontvang wat werklik vir jou bedoel is nie. As jy nie God se woord gehoorsaam nie, sal jy 'n geweldige skat mis. Die gevolg van gehoorsaamheid aan die woord is die koninkryk van die hemel, die hemelse Kanaan. Toe God die Israeliete na die land Kanaan gelei het, het hulle in die proses baie gekla. Was God se doel om hulle vir 40 jaar deur die woestyn te laat loop, nie uiteindelik om hulle te seën nie. Ons moenie klagtes koester nie. Ons moet in die profesie glo en dankbaar wees.
ons spreek mooi woorde en wees ook diegene met mooi voete. Laat ons ywerig diegene leer wat onbewus is van die waarheid van die ewige lewe, die nuwe verbond pasga. En Christus aansamel, die Verlosser in die tyd van die Heilige Gees, wat vir ons hier die waarheid gebring het. Net soos God ons lewens waardeer en red, wanneer ons die lewens van ander as kosbaar beskou, word ons gemotiveer om hulle te help en die woord te deel. Om 'n hart soos God se te hê, lei tot voorspoedige evangelisasie en vrug dra. Om jou, wat burgerskap in die koninkryk van die hemel besit, te verander in wesens wat sy heerlikheid weerspieël. Het God jou gevra om slegs woorde van genade en deeg te spreek? God verfyn diegene wat vinnig kwaad word met 'n nederige hart en diegene wat hard praat met sagte woorde wat hulle mooi maak. Vir diegene wat dit moeilik vind om 'n gewoonte te verander, is om te bid. Help my asseblief om sagter te praat in pad vorentoe. God die Vader hoor alles. Laat ons nie die louterende liefde van God as 'n swaar kry sien nie, maar dankbaar wees vir hoe hy ons vorm. Behaag God altyd met warm en nederige woorde. Woorde wat welgevallig en genadig is vir diegene wat dit hoor. Woorde wat seën bring en woorde wat na die koninkryk van die hemele lei, sodat jy in die koninkryk van die hemele kan ingaan.